vanoggend graag met jou praat oor die tema die effek van die Heilige Gees. Maar ek wil hê jy moet net gou saam met my in jou gedagtes deur 'n tydlyn hardloop. Gaan net gou saam met my op. Goeie Vrydag is Jesus gekruisig. Hierdie jaar het ons Goeie Vrydag die 3 April gevier. So Jesus is gekruisig op Goeie Vrydag en daardie Sondag wat hierdie jaar op die 5de April geval het, het hy opgestaan. Nadat Jesus opgestaan het, het hy vir ongeveer 40 dae op hierdie aarde aan verskillende mense verskyn as die opgestaande Christus, die een wat die dood oorwin het. Op verskillende tye, verskillende mense het hy verskyn vir 40 dae lank. En daarna is dit die hemelvaart. Ons het op die 14de Mei hierdie jaar hemelvaart gevier. En ek wil graag vir jou lees uit die Bybel, wat het gebeur daardie dag toe die disippels gesien het, Jesus gaan terug hemel toe. Hulle het hom gesien opvaar hemel toe. Wat het direk daarna gebeur? Ons lees in Handelinge 1 vers 12 tot 15. Na hierdie gebeure, en dit verwys na die hemelvaart, het die apostels van die Olyfberg af na Jerusalem toe teruggestap, 'n afstand van net onder 1 kilometer. Hulle is toe na die bovertrek toe, waar hulle tuis gegaan het. Die volgende persone was daar: Petrus, Johannes, Jakobus, Andreas, Filippus, Thomas, Bartolomeus, Matteus, Jakobus, seun van Alfeus, Simon die ywerraar en Judas, seun van Jakobus. Hulle het almal saam aanhou bid. Maria, Jesus se ma en ander vroue en Jesus se broers was ook by. In daardie tyd was daar 'n byeenkoms van sowat 120 gelowiges. Na Jesus se hemelvaart het daar ongeveer 120 van sy naaste volgelinge in die bovertrek in Jerusalem gewag en gebid. Want Jesus het vir hulle opdrag gegee, ons lees van dit in Handelinge 1, waar Jesus vir hulle gesê het, moenie uit Jerusalem uit weggaan, voordat die Heilige Gees gekom het nie. Hy sal vir julle krag gee, en dan kan julle in sy krag verder uitgaan. So toe wag hulle vir 'n tydperk van 10 dae in die bovertrek. En na 10 dae van hemelvaart af, 10 dae later, is dit Pinkster, Pentekost, wat verwys na 50. 50 dae na die opstanding. As jy weer terug gaan hier, rewind na die 5de April wat ons opstanding gevier het, en jy gaan 50 dae later, dan kry jy Pentekost, dan kry jy die uitstorting van die Heilige Gees. En ons lees daarvan in Handelinge 2, van hoe hulle by mekaar was in die bovertrek, en skielik was daar 'n rukwind, en tonge van vuur het op hulle koppe gesit, hulle het in vreemde tale gepraat. Petrus het gepreek en 3000 mense het tot bekering gekom en hulle is gedoop. Die wonderlike gebeure wat ons laas Sondag gevier het. Laas Sondag was dit die 24ste Mei en het ons Pinkster gevier. So ons sien in die tyd van Jesus se opstanding, hemelvaart, Pinkster, die uitstorting van die Heilige Gees. Wat het in daai 50 dae gebeur? Dit is vir ons baie mooi opgeteken in die Bybel. In hierdie week wat verby is, dink ek toe, as die Heilige Gees uitgestort is op Pinkster, hulle het vir 10 dae in die bovertrek gewag daarvoor. Dis wat na Jesus se opstanding 50 dae lank gevat het en uiteindelik is die Heilige Gees uitgestort. Wat was dan die effek van die Heilige Gees? Wat het gebeur in die dae, in die week, in die weke, maande, jare na Pinkster? Want ons is vandag in ons kalender van 2026 'n week na Pinkster. Het die uitstorting van die Heilige Gees enigstens 'n effek gehad op hoe die gelowiges, daardie 120 in die bovertrek, die 3000 wat tot bekering gekom het, hoe hulle nou verder lewe? Het hulle lewens verander? Het enigiets verander? Het die Heilige Gees enigiets kom verander in die vroeë gelowiges se lewe? Wat was die gevolge? Wat was die effek van die Heilige Gees? En ons lees dit baie duidelik. In Handelinge 2 vers 42 lees ons die volgende tot 47. Hulle het hulle volledig gewy aan die leer van die apostels, aan die versorging van mekaar, aan die gemeenskaplike maaltye en aan gebede. Al die gelowiges het gereeld by mekaar gekom en hulle het alles wat hulle besit het met mekaar gedeel. Hulle het almal elke dag getrou by die tempel by mekaar gekom,
van huis tot huis die maaltyd van die Here gevier en hulle kos met jubelende blydskap en in alle opregtheid geëet. Hulle het God derentyd geprys. Dit was die effek van die Heilige Gees op die vroeë kerk. As ons Handelinge 2 lees, is dit eintlik die geboorte van die kerk van Christus. Dis ons wortels, hierdie is ons roots, dis waar ons vandaan kom, die vroeë eerste eeuse Christene, die ouens wat Jesus se lewe op aarde gesien het, wat saam met hom geleef het, wat hom gesien het nadat hy opgestaan het uit die dood, wat die hemelvaart beleef het, wat die uitstorting van die Heilige Gees persoonlik beleef het, en die effek daarvan in hulle lewens gesien en gevoel het, dis ons fondasie. Ons is vandag 2000 jaar later besig om kerk te bou op hierdie resep. Dis waar ons vandaan kom, die Handelinge 2 kerk. So wat het die Heilige Gees dan kom doen in die kerk, in die vroeë kerk? Wat was die effek van die Heilige Gees? Want dit is veronderstel om dan vir my en vir jou ook te sê in 2026, wat is die effek van die Heilige Gees in ons as kinders van God se lewens, in ons kerk? En as ek nou deur hierdie verse gelees het, en ek het dit in verskillende vertalings gaan lees, ek het dit oor en oor gelees, en ek het by 5 goed uitgekom, daar is sekerlik baie meer wat jy kan uithaal, maar die eerste ding staan, hulle was volledig toegewyd aan die lering van die apostels. Nou, jy moet verstaan, daai tyd het hulle nog nie 'n Bybel gehad soos ek en jy nie. Die eerste Nuwe Testament is eers saamgestel ongeveer 400 jaar na Christus. Ons praat nou hier van die eerste eeu, van die eerste eeuse gemeente. So, hulle het nog nie 'n Bybel gehad wat alles wat Jesus gedoen het opgeteken het nie. Hulle het nog nie Handelinge gehad nie. Lukas sou dit nog eers later skryf. Wat hulle gehad het is wat die apostels vir hulle geleer het. Petrus en Johannes en Jakobus, wat saam met Jesus gewandel het, wat die wonderwerke met hulle eie oë gesien het, wat die leerstellinge gehoor het, wat geweet het, wat was Jesus se waardes, wat het ons kom leer. Hulle het die disippels van Jesus geleer wat om te doen. Hulle het die vroeë kerk geleer. Op grond van hulle woorde en hulle oorvertellinge en hulle leerstellings het hierdie gemeente gegroei. Dit was eintlik die vroeë kerk se Bybel, die leerstelling van die apostels. So die eerste ding wat ek hier kan sien is dat hulle was toegewyd om te volg Jesus se voorbeeld, Jesus se leerstellings, die beginsels wat ek en jy vandag in die woord het. Die Heilige Gees sit 'n honger in ons harte na die woord van God en om te leef volgens die waardes en die beginsels van God se woord. Dis die effek van die Heilige Gees. Die tweede ding wat ek hier gelees het in Handelinge 2, is dat hulle was baie lief vir mekaar. Hulle het by mekaar gekuier, hulle het by mekaar se huise maaltye geniet. Hulle het vir mekaar gesorg. Het julle gehoor, alles wat hulle besit het hulle gebruik om vir mekaar te sorg. Hulle het hulle goed verkoop en gehelp vir die armes. Hulle het saam gekuier. Ek dink hulle het baie saam gekoffie en koekies. Hulle het saam gekuier as geestelike familie. Daar was 'n omgee, 'n liefde vir mekaar. Hulle het gesorg vir die wat minder het. Hulle het komberse gebring vir die kombersprojek. Hulle was besorgd oor mekaar. Ek lees 2 keer hierdie lang woord, by mekaar gekom. Hulle het gereeld by mekaar gekom, daagliks in die tempel by mekaar gekom. Dit was vir hulle belangrik om by mekaar te kom, om nie die onderlinge byeenkomste te mis nie. En dit sluit vir my nogal aan wat ons leer in Hebreërs 10 vers 25 sê, en laat ons tog nie, soos party gemeentelede die gewoonte het, versuim om die gemeente byeenkomste by te woon nie. Kom ons moedig mekaar aan, nog meer omdat ons sien, dat die dag van Christus se koms al hoe nader kom. Woon die dienste by, of jy nou water het of nie, woon die hemelvaart by. Dit was so lekker toe ons hemelvaart 6:00 die oggend gevier het en hierdie plek was so vol, daar was so baie mense. Die Pinksterbelewenis, die huwelikskursus, die mannetyd, die vrouetyd, as ons Bybelstudie as vrouens saamhou, die Argentieners, bring jou kinders kinderkerk toe.
woon ons senior byeenkomste by, as daar iets gereël word vir gelowiges, die Heilige Gees het hulle bymekaar gebring. Daar was 'n honger in hulle harte om saam te wees, om saam te groei, om hierdie lewenspad as 'n geestelike familie saam te stap. Baie jare gelede, en ek is so lief vir hierdie storie, Ethan was nog klein. Toe was ek en Johan op vakansie by Mabula, en by Mabula het hulle van daai wildstrokkies, wat jy so ry, en dan gaan kyk jy nou wild daar in die wildtuin, en Ethan hy was nog baie klein, en ek onthou, hierdie een spesifieke wildrit wat ons opgegaan het, was 'n vroueveldwagter wat ons gevat het, haar naam was Shani, want Ethan was mal oor Tannie Shani, en Tannie Shani stop toe by 'n trop zebras, daar's 'n groot klomp zebras, en sy vertel vir Ethan hierdie storie, wat ek vandag nog so helder onthou. Sy sê vir hom, as daar 'n klomp zebras bymekaar staan, en 'n leeu kom van ver af, en hy bekruip daai trop zebras, dan lyk daai klomp zebras vir hom soos een massiewe groot zebras, en hy sien net strepe, en hy sal nooit die trop aanval nie, want dit lyk net vir hom te groot. Hy sal nie vir die trop gaan nie, maar hy wag tot daar een zebraatjie een kan staan. En die enetjie wat een kan staan, die leeu gaan altyd vir die zebra wat een kan staan. Daai storie sal so baie keer dat ek dit by nuwe lidmate klasse ook vertel. Die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu, en hy kom val nie sommer die trop aan nie, maar hy soek die enetjie wat een kan staan. Moenie een kan staan nie, jy's 'n soft target as jy een kan staan. Wees deel van die trop, van jou dinamika trop familie. Hierdie vroeë gelowiges het gebid, hulle het geduldig deur gebid, hulle het oor alles gebid. Ons bid elke Sondag, jy het vanoggend weer gehoor, vir 'n lys name, want ons glo in die krag van gebed. Ons glo dit help en dit werk om vir mense te bid. God luister as ons bid. By ons voltydse span bid ons elke oggend saam. Ons bid veral op 'n maandag en 'n donderdag spesifiek vir julle en vir versoeke in ons gemeente. Ons bid baie. By Dinamika is een van ons waardes, ons bid saam. Die Heilige Gees herinner ons om te bid. En dan die laaste een wat ek hier wil uitstorm, 1 Tessalonisense 5 vers 17 is 'n vers wat ons moet onthou, daar staan, bid sonder ophou. Laastens het ek hier gelees, in Handelinge 2, die effek van die Heilige Gees, daar was blydskap. Hulle het met alle opregtheid en blydskap die Here voortdurend geloof en geprys. Hulle was dankbaar en bly. Wanneer jy 'n kind van die Here is, en die Heilige Gees is aktief betrokke in jou lewe, is daar 'n vreugde hier binnekant, wat nie afhang van omstandighede nie. Dit kan rof gaan hier rondom jou, en tog het jy 'n blydskap, want jou naam is geskryf in die boek van die lewe. Jy behoort aan Jesus en jy is op pad na die ewige lewe. Hierdie vroeë Christene het vervolging deurgegaan. Baie van hulle is gemartel, van hulle sou vermoor word vir hulle geloof in Jesus. En tog het hulle 'n vreugde en 'n blydskap in hulle harte gehad. Dit was die effek van die Heilige Gees op die Handelinge kerk. Dis dieselfde Heilige Gees wat in Petrus en Johannes in die Handelinge gelowiges in die 120 in die bovertrek, in die 3000 wat tot bekering gekom het, se lewens aktief was, as wat vandag in 2026 in jou en my lewe werk. Dieselfde Heilige Gees wil dieselfde effek in 2026 nog steeds in ons lewens hê. En ek wil jou vanoggend vra om baie eerlik met jouself te wees. Jy hoef vir niemand anders te vertel nie, maar die Here ken jou hart en hy weet jou omstandighede. As jy vandag vir jouself 'n punt uit 10 uit moet gee vir hierdie 5 goed, en ek gaan dit mooi vir jou deurgaan. Wat sou jou punt wees? Wat sal jy uit 10 uit kry vir die woord? Die Heilige Gees se effek in jou lewe is die woord. Hoeveel uit 10 uit sal jy vir jouself gee vir die woord? Hoeveel uit 10 uit sal jy vir jouself gee vir jou liefde? Vir hoe lief jy vir mense is, hoe jy omgee vir mense? Vir hoe getrou en lojaal jy by die byeenkomste van gelowiges is? Hoeveel uit 10 uit gaan jy vir jou gebedslewe gee? Hoeveel uit 10 uit gaan jy vir jou blydskap gee? As jy nou moes toets skryf vandag, vir jouself sê, ek moet nou eerlik vir myself sê, watter een van hierdie 5 is my swakpunt op hierdie stadium in my lewe?
waar worstel ek so bietjie mee? Dalk is daar meer as een. Maar watter een van hierdie 5 moet ek 'n bietjie aan werk? Hierdie effek van die Heilige Gees is nie so duidelik in my lewe sigbaar nie. En ek gaan met jou eerlik wees, ek moet werk by nommer 5. Partykeer kry uiterlike omstandighede nog reg om my blydskap te steel. En ek moet daaraan werk dat die joy of the Lord is my strength, dat ek my vreugde en my blydskap behou, al gaan alles nie buite soos wat ek graag wil hê dit moet wees nie. So watter een van hierdie is jou swakpunt? Waaraan moet jy werk? Want dit is die effek van die Heilige Gees na Pinkster op ons as gelowiges se lewens. En dan is ek so dankbaar dat ons nie daai goed op ons eie hoef te doen nie. Dat ons 'n helper gekry het. Hiervoor staan 'n Griekse woord. Julle wat Grieks kan lees, Regard, hy het hom baie mooi gelees. Hiervoor staan parakletos. Ek seker julle het al die woord gehoor, parakletos. Dis die Griekse woord vir Heilige Gees. Dit is die woord wat die Nuwe Testament skrywers gebruik het as hulle Heilige Gees skryf. Hy's in Afrikaans vertaal met Heilige Gees, maar parakletos is die woord vir Heilige Gees. Dis waarmee Heilige Gees vertaal word. Maar dis 'n baie complicated Griekse woord. Grieks is so 'n ryk taal. Dis baie moeilik om Grieks te vertaal in Afrikaans en in Engels nog ook. Dis baie moeilik om die term parakletos in Afrikaans in een woord te vertaal. So die Bybelvertalers het so 'n bietjie kop gekrap. Die Engelse vertalers en die Afrikaanse vertalers, maar ek gaan nou spesifiek omdat ons Afrikaans is na Afrikaans verwys. Ons het ons Afrikaanse Bybel nog nie eers vir 100 jaar nie. Ons Afrikaanse Bybel is die eerste keer vertaal in 1933. Dis ons eerste Afrikaanse vertaling. So dis nou maar 93 jaar oud, wat ons die Bybel in Afrikaans kan lees. En daardie eerste Afrikaanse vertaling wil ek graag vir jou lees. Wat is die woord wat hulle gebruik om parakletos, die Griekse woord vir Heilige Gees, in Afrikaans te vertaal? So kom ons lees Handelinge 16 waar Jesus praat oor die Heilige Gees. Handelinge 14 vers 16 sê in die 33 vertaling die volgende. En ek sal die Vader bid en hy sal julle 'n ander parakletos, trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid. Parakletos beteken verseker, trooster. Dis een van die betekenisse. Dis die 33ste betekenis, die vertaling van parakletos. Kom ons gaan kyk wat vertaal hulle toe in 1983, ons nuwe vertaling Bybel. Waarmee vertaal hulle toe die woord parakletos? Dieselfde vers in die 83 nuwe vertaling sê, ek sal die Vader vra en hy sal vir julle 'n voorspraak stuur om vir ewig by julle te wees. 'n Parakletos, voorspraak, en in daai lig van voorspraak verwys dit baie na 'n advokaat, iemand wat vir jou intree, wat vir jou voorspraak maak. Toe kry ons die Nuwe Lewende Vertaling hier in 2006. En die Nuwe Lewende Vertaling vertaal parakletos weer met 'n heeltemal ander woord. In die Nuwe Lewende Vertaling lees ons, en ek sal die Vader vra en hy sal vir julle 'n ander parakletos, raadgewer stuur, om vir altyd by julle te wees. 3 Afrikaanse vertalings, 3 verskillende woorde vir parakletos. Is nog nie klaar nie, want toe kom die boodskap, is mos 'n lekker Afrikaanse, plain Afrikaanse Bybel, wat ons almal so lief is om te lees. Die boodskap vertaling, wat sê hy van hierdie woord? Ek sal met die Vader praat, hy sal vir julle 'n spesiale helper stuur. 4 Afrikaanse woorde om een Griekse woord mee te vertaal en almal van hulle is reg. En daar's nog baie ander. In 2020 het daar 'n nuwe vertaling uitgekom, in 2020 Afrikaanse vertaling. Hulle het sommer net heeltemal gesê, ek sal die Vader vra en hy sal vir julle 'n parakleet stuur. Ek dink hulle het opgehou probeer, want daar was nie nog 'n woord nie. Dit is so 'n ryk woord. Die Heilige Gees is ons trooster, hy is ons voorspraak, hy is ons advokaat, hy is ons raadgewer, hy is ons helper, hy is al hierdie goed en nog soveel meer. Want hierdie woord beskryf soveel eienskappe, soveel effekte van die Heilige Gees. Maar ek wil net by 2 stil staan. Trooster. Die 33 vertaling, daai oorspronklike eerste Afrikaanse vertaling. Hulle vermoed dat Wycliffe was die heel eerste ou wat die
Bybel in Engels vertaal het, en hy het hierdie vers vertaal as comforter. Ons het dit nou net gesing. Comforter, dis vir die Heilige Gees is die trooster. Maar toe Wycliffe comforter gebruik het, was dit nie soos in, ag, my seentjie het geval, hy het sy knie seer gemaak, ag, sies tog shame, mamma troos hom. Dis nie, ag, sies tog shame troos nie. As ons dink aan troos en trooster, dan het ons partykeer die idee, ag, kry jy swaar, sies tog shame, kom ek troos jou bietjie. Dis nie wat daai woord troos beteken nie. Dis nie, ag, sies tog shame nie. Daai troos as trooster beteken, ek het geval langs die pad. Hy kom en hy gee my nuwe krag om op te staan. Hy kom blaas nuwe moed in my. Hy kom maak my dapper. Hy kom gee my guts om weer op te staan en aan te gaan. Dis wat daai trooster beteken. Dis nie net shampies nie. Dis hy kom troos my, maar hy kom lig my op en hy gee my weer nuwe moed om aan te gaan. Dis wat trooster beteken. Die Heilige Gees weet waardeur jy gaan vandag. Hy is jou parakletos. Hy weet as jy bietjie val, as jy moeg is, as jy bietjie moedeloos is dit voel of die lewe jou druk en jy het net nie meer krag en energie nie. Asof jy net bietjie hartseer is, of dinge net nie wil uitwerk nie. Dan kom die Heilige Gees, die parakletos, en hy kom blaas nuwe moed en krag en dapperheid binne in jou. En hy gee jou die krag om weer op te staan en aan te gaan. Want hy is ons helper. En hierdie woord helper, parakletos, is 'n aktiewe Griekse woord. Dis nie 'n passiewe woord nie. Hy's aktief, so dit beteken hy's die heeltyd besig om te werk. Dis 'n werkwoord wat aangaan en aangaan en aangaan. Dis 'n aktiewe woord wat sê hy tree in, hy maak sterk, hy gee krag om leiding en hulp te verleen. As ek nie meer weet wat om te doen nie, kom help by my. As daar niks is wat ek kan doen nie, dan kom help by my. Ek wil hê jy moet 'n prentjie in jou gedagtes gou skets. Ons is prentjie mense, ons hou van stories, ons dink in prentjies. Ek wil hê jy moet vir jouself sien in 'n tronk. Maar julle het al almal movies gekyk. Hierdie ou dungeon van 'n tronk. Dis sommer amper soos daai by die kasteel in Kaapstad, daai donker gat tronke, nê. Dis so miwerig en koud en jy sien die tralie deure en jy sit daar in jou tronkklere. Dit is nog nie oranje nie, streepies. In my prentjie het jy streepies klere aan. Dis tronkklere. Jy sit daar in jou tronkklere vasgeketting met kettinge en daar's so 'n blikbord wat daar staan met oats. Dis seker jekkie oats. Dis jou kos vir die week. Jy was vasgesluit, toegesluit in die tronk van sonde en van 'n gebroke lewe. En die Heilige Gees is jou helper. Hy is jou advokaat wat na die regter toe gegaan het en gesê het, hierdie tronkkind van u gaan dit nie maak nie. En Jesus het kom sterf en hy het opgestaan en hy het die Heilige Gees gestuur om jou voorspraak en jou advokaat te wees en hy het jou saak gaan bepleit by die Vader en die Vader het vir die Heilige Gees die sleutels van jou tronksel gegee en hy het na jou tronksel toe geloop en hy het die deur kom oopsluit en hy het jou uitgelei uit daai donker, miwerige plek van die tronk wat jou so vasgebind het. Hy het jou boeye losgemaak. Hy het vir jou nuwe klere aangetrek. Hy het jou eers geshower of gebad, want daar was water. Hy het jou skoon gewas. Hy het vir jou nuwe klere aangetrek. Hy het vir jou maaltyd voorberei, sodat jy nuwe krag kan kry, maar hy het jou nie daar gelos nie. Hy het vir jou gesê, nou stap ek hierdie pad saam met jou, tree vir tree. Luister wat sê Psalm 71 vers 21 in die Nuwe Lewende Vertaling. U sal my in eer herstel en weer eens my vertrooster wees. U het my eer herstel, my parakletos het my uit die tronk uit gaan haal en my eer herstel. Die Nuwe Vertaling sê, herstel my tog in my eer. Gee tog uitkoms. Dis wat die Heilige Gees doen. Hy kom maak die tronkdeur oop en hy kom gee uitkoms. Daar waar jy vandag voel, dit voel of hierdie tronk net nie klaar kry nie. Ek weet nie meer wat om te doen nie. Daar's absoluut niks wat ek meer kan doen nie. Is hy die een wat 'n uitkoms kom gee. Job 4 vers 4, so 'n pragtige vers wat staan.
Jou woorde het die wat struikel opgebeur. Die wat wou val, het jy weer opgehelp. Dis wat die Parakletos doen. Hy kom help ons op. Ek hou so baie van hierdie vertaling. Dit is die ou vertaling, die 33 vertaling, maar hier is so mooi woorde. Hy sê, jou woorde het opgerig die wat struikel, en jy het knikkende knieë versterk. Die Heilige Gees kom versterk knikkende knieë. Voel jou knieë of hulle wil knik, of hulle wil ingee, of die las net so bietjie te erg raak, asof jou knieë wil knik onder die gewig van hierdie wêreld. Die Heilige Gees, jou Parakletos, wil die knikkende knieë kom versterk vanoggend, want hy is ons comforter, hy is ons counselor, hy is ons helper en ons trooster. As ons op ons eie gelos is, nadat Jesus hemel toe gegaan het, en hy het nie vir ons 'n helper gestuur nie, sou ons dit nie gemaak het nie. Ons knieë sou geknik het, ons sou dit nie op hierdie aarde gemaak het, as ons nie die Heilige Gees ontvang het nie. William Barclay skryf oor die rol van die Heilige Gees as comforter, en dan sê hy, it is the comfort which enables a man to pass the breaking point and not to break. Dis wat die Heilige Gees doen vir ons. Selfs al voel dit vir jou, ek is verby breekpunt, jy sal nie breek nie. Jy het die Parakletos in jou, hy's by jou, hy's met jou, hy stap hierdie pad saam met jou. Hy is nie, soos ek het hierdie prentjie in hierdie week gekry van 'n atleet wat hardloop, die Comrades is nou amper, die Comrades, die marathon is aan die gang, en dan oral langs die pad gee hulle mos vir hulle drinkgoedjies, water of energy drinks. Party van ons dink die Heilige Gees is net soos daai ou langs die pad wat vir jou watersakkie aangee, en dan drink jy so 'n bietjie en dan het jy weer krag. Op 'n Sondagoggend kom kry jy jou watersakkie, gaan maar en hardloop verder. Dis nie wat hy doen nie. Hy kom gee nie net vir jou so elke week 'n watersakkie nie. Hy hardloop langs jou. Daar's tye van hierdie reis, daar waar jy opgaan teen die berg, wat hy jou Abba, wat hy jou optel, wat hy jou deurdra. Hy's nooit ver nie. Hy's altyd naby, altyd gereed om jou knakkende knieë weer sterk te maak, altyd gereed om krag en dapperheid en moed in te blaas in daardie hart wat swaar kry. So ek wil jou weer vra, sit vir my weer daai 5 goed op die bord asseblief, Wilmarie. Die effek van die Heilige Gees in ons lewens. Hy help ons, hy troos ons, sodat ons die woord as ons riglyn kan gebruik, lief kan wees vir mense, getrou by einkomste kan bywoon, aanhou bid en die blydskap van die Here in ons harte kan dra. Ek dink ons het bietjie krag nodig. Ek dink wanneer ons nou sing, Welcome Holy Spirit, wil hy ons bekertjies kom volmaak, wil hy vir ons weer kom krag gee, kom dapperheid en moed gee, om hierdie knikkende knieë weer sterk te maak in die Gees, as ons hier uit te hardloop, om met krag en dapperheid te hardloop. Mag die effek van die Heilige Gees sigbaar wees in jou lewe. Vir 2000 jaar is die Heilige Gees al besig om hierdie dinge te doen in God se kinders se lewens. Moenie dit stop by my en jou nie. Kom ons laat die werk van die Heilige Gees, die effek en die gevolg van die Heilige Gees voortgaan in ons lewens na 'n stikkende wêreld wat dit so nodig het.